Goeiemiddag van my, Hendrik Fourie en The 15 Rugby Podcast, waar ek vandag net vinnig uit die oogpunt van 'n leeu ondersteuner gesels oor die 4 kwart eindstryde vir die naweek. Natuurlik vanaand speel Glasgow teen Connacht, en uit 'n leeu ondersteuners oogpunt moet ek sê, ek hoop Connacht wen en ek hoop hulle wen ook hulle semifinaal, want as die leeu's hulle kwart eindstryd wen en hulle semifinaal wen, dan is daar 'n eindstryd op Ellis Park vir ons as leeu ondersteuners te wagte. Maar nietemin, vir Glasgow is dit 'n tuiswedstryd en ek gee vir die tuisspanne basies die voordeel hierdie naweek. En ek dink dit gaan 'n harde wedstryd wees en ek dink nie dis verseker dat Glasgow gaan wen nie, maar ek sal dit vir Glasgow gee met 5 punte. Dan môre het ons die Bulle teen Munster op Loftus. Ek dink nie daar kan enige vrae wees oor die Bulle se vorm op die oomblik nie. Dink met Loftus en hy sal seker redelik vol wees, of daarom nie vol nie, maar daar sal 'n groot skare wees minstens. Dink ek dat Munster nie regtig ware kans staan nie. En ek dink die Bulle sal daai wedstryd vat met so 10 punte of dalk meer nog. In die middag, 3:30 se kant speel die Stormers teen Cardiff. Ek dink nie Cardiff staan regtig enigsins 'n kans nie. Dit kan moontlik 'n harde wedstryd wees, maar in Kaapstad, die WP of die Stormers lyk die afgelope ruk goed. En ek dink daai wedstryd gaan die Stormers toe ook. En dan laastens, waarvoor ons eintlik hierso is, môre aand, 9:00 speel die Leeu's teen Leinster, en natuurlik gaan ek hierso teen alle verwagtinge en teen al die weddenskappe en die bets en die boekies en die hele lot van hulle gaan ek stroom op wees, en ek gaan sê die Leeu's gaan kom en 'n upset veroorsaak, net soos wat Jannik Sinner verloor het in die tweede ronde met die Franse Ope gister. Hoop ek en ek dink die Leeu's gaan 'n upset veroorsaak wat niemand sien kom nie. Ek dink hulle gaan speel met al die passie wat hulle het, en hulle gaan speel sonder vrees, en hulle gaan absoluut net ons as leeu ondersteuners trots maak. Dis môre aand 9:00 en ons kyk vinnig gou na die leeu span wat gekies is. Jy kan kyk na die Leinster span, dis 'n baie sterk span. Hulle het 'n ongelooflike bench ook, maar dit maak nie saak nie. We're throwing all caution to the wind. Soos verwag is die voor Esiekot se PJ Botha, Sebastian Lombard, Reinhard Notnagel, Darian Lensburg op die slotte, heeltemal soos verwag, met Rohan Venter uit is Batoslikani, Siva Mahashe en Frankie Hon die agterste 3 by die scrum. Ek dink nie daar's enige verrassings daar nie. Nico Steyn wil dan natuurlik inkom in die plek van Morne van der Berg, die gewone res van die agterlyn Chris Smith, en dan 'n welkome terugkoms vir Erik Cronje, wat in my opinie absolute werkesel was. Hy het so hard gewerk en hy het homself eintlik so bewys as 'n absolute kern gedeelte van die Leeu span en spesifiek van die agterlyn. So ek is baie bly om hom terug te sien. Hy kom dan natuurlik in die plek van ek dink Kelly Mpeku wat laaste gespeel het. Maar op die senters het ons weer Richard Kriel, en baie bly om te sien dat Henko van Wyk gereed is om te speel, net soos Frankie Hon. Frankie het ook 'n effense van 'n besering gehad. Angelo Davids op die ander vleuel, en die gewone Keon Hon heel agter, wat baie lief is daarvoor om te hardloop, en ek is baie lief daarvoor om te kyk hoe hy hardloop. Ons bench, Franco Maree, Eddie Davids, RF Skuman, Roan Delport, Sibakoma, JC Pretorius, en dan die 2 agterlynspelers, Reinhard Jonker en Hashimpi. Ek dink nie daar's enige verrassings in terme van die spankeuse nie, in die lig van die beserings en die ouens wat normaalweg op die bench was ensovoorts. Ek dink dit is die span wat ou min of meer sou kon verwag het. Nou ja, van my kant af, Hendrik Fourie, ek sien uit na 'n wonderlike naweek van rugby. Ek hoop die Suid-Afrikaanse spanne C4 almal, en dat ons volgende naweek weer lekker saam rugby kan kyk, en met die semifinale
vir die Suid-Afrikaanse spanne kan skree. Wat my betref, my bloed is rooi, my hart klop leeu. Julle moet 'n lekker naweek hê. Lief vir julle almal. Bye.